Hemelse Vader, ons dankie dat U die altyd getrou is, dat U hier is, altyd, oral, dat daar nie 'n plek is waar ons kan kom, of kan wegkruip, waar U nie van weet nie. En waar ons ook al is om te aanbid, daar is U. En is U gereed om hulle wat na U toe te kom, te ontvang, en te seën met U woord en U Gees. Die bedoeling om ons te red en te vernuwe en die wêreld U koninkryk te maak, aan U te onderwerp. Begin asseblief by ons. Ek bid dit, Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek lees in die afgelope week ernstig, ek het nou die getalle vergeet, min of meer praat hulle van die NG Kerk, wat in die laaste 20 jaar en minder van 1,4 miljoen met meer as 700.000 lidmate minder geword het. Dat die NG Kerk minder as 700.000 lidmate het, nadat dit net meer as 1,4 miljoen was. Ja, daar is baie mense wat weg is uit die land, dis ook waar. Maar die kort en die lang is dat die kerk ouer word. Want die mense wat die kerk groot geword het, bly nog daar. Maar die jongeres gaan weg uit die land en uit die kerk. En ons hoor dat in ons mense sê, ons gaan soek die Here, ons gaan soek hom op 'n ander plek, wat ons kry hom nie in die kerk nie. En dan sal baie vra, hoe lyk die kerk? Hoe lyk die kerk? Wat is fout met die kerk? En dan sê die geleerdes vir ons, en dan as ons mooi in die Bybel gaan lees, dan hoor ons dat hulle op die regte spoor is, as hulle sê, maar as jy wil vra hoe lyk die kerk, en wat is fout met die kerk, dan sê hulle, kyk na jouself in die spieël. Want ek en jy is die kerk. En wat fout is met die kerk, is wat fout is met my en jou. Ons is die kerk. En ons moet onsself afvra, wie is ons? Wat is ons? Wat gebeur? Wat ek is? Die algemene prentjie van die kerk, as ons na onsself kyk, dan is dit prentjie waaroor ons redelik tevrede is. Baie keer half trots. Want ek gaan kerk toe, ek sing saam, ek is dalk self by die Bybelstudiegroep, ek gee maandeliks bydrae, dalk by die bazaar wat ek werk, ek bid, ek doen al die kerk goed. Maar die vraag is of die Here daarmee tevrede is. En dan sê ons is nie waar nie. Nou wil ek saam met julle eerste gedeelte lees in Jesaja 1 van vers 11 af en verder. God praat met hierdie volk Israel. En hy praat met hulle want hulle is ook kerk. En hulle doen al die regte goed. Nou vra hy vir hulle, wat het ek aan julle baie offers, vra die Here? Hy sê, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste.
die bloed van bulle en lammers en bokke, dit staan my nie aan nie. As julle kom en om voor my te verskyn, wie het julle gevra om my voorhoewe te kom vertrap? Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Doch, as jy hierdie goeders hoor, dan praat hy met hulle, die goed wat hy opdrag gegee het om te doen, die voorskrif om hierdie goeders te bring, dan sê hy, ag weet julle, ek is seker sat vir hierdie goed, ek is so moeg daarvoor. En nou lees ons verder, dan sê hy, ek het 'n afskie van julle wierookoffers, nuwemaansfeeste, sabbatviering, die uitroep van feesdae. Sê ek is moeg daarvan, van julle kerkwees, al die goed wat julle so gelukkig en tevrede is, gehoorsaam om al hierdie voorskrifte na te kom. Ek verdra nie, dan gepraat hy, sê ek verdra nie hierdie feesvieringe met onreg saam nie. Julle nuwemaansfeeste en feesgetye haat ek, en is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor. As julle hande in gebed uitstrek, dan sal ek my oor vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie. Want julle hande is met bloed bevlek. Hy sê, was julle, reinig julle. Moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukkers teer, laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsaake van die weduwee, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos wol, was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. So ons hoor hier hoe dat God met sy volk praat, en sê julle is so ongelooflik godsdienstig korrek. Julle doen al hierdie goed. Soos wat dit ons kon sê, julle is in die kerk. Julle is by Kersfees, Pinkstertyd, by al hierdie dinge. Dan sê die Here, ek is so seker sat vir hierdie goed. Ek is moeg daarvoor. Julle gaan bid, want die wêreld is moeilik, julle gaan pleit oor die druk wat julle beleef, en sê, ek wil niks weet daarvan. Ek wil niks weet daarvan nie. Hy is nie tevrede daarmee. Wat vra hy? Hy sê, wil julle moet tot bekering kom. Hy praat met die kerk, met sy volk, die mense wat gehoorsaam is aan al hierdie opdragte en al hierdie goed doen. So kan 'n mens deurtrek na ons wat hy sê, ek praat met julle, ek wil julle moet vir my mooi hoor. Julle moet tot bekering kom. Julle moet kom, laat ons die saak uitmaak, want julle doen al die regte goed. Maar in julle doen en late, loop julle met 'n klomp verkeerde goed met julle harte. Julle so halfpad. Maar daar is 'n klomp goed wat julle gereserveer het. Julle loop eintlik soos 'n klomp skynheilige mense. Iemand het eendag gesê, waar is die kerk? Toe sê hy, jy sien hulle Sondagoggend, die so van 8:00 af, dan verskyn hulle, dan peel hulle by hulle huise uit met mooi klere, en dan ry hulle met hulle karre, en dan stop hulle by die kerk. En dan sing hulle, en jy hoor 'n klomp goeders, hy sê, hier so, net na 10 begin hulle so stadig gaan verdwyn, en by 11:00 het weer die kerk toegesluit, dan is die kerk nou verby. Dan verdwyn die kerk weer. Dan is hulle weg. Tot volgende Sondag. Ons praat maklik oor bekering. Hy sê, jy moet kom regmaak. Bekering, wat is bekering ten diepste? Want in die Ou Testament hoor ons gedurig God deur die profete met die mense praat, wat hy uitgekies het as sy volk, wat ongehoorsaam geraak het, gedurig wegwaal, roep hulle gedurig deur die profete, sê God vir hulle, bekeer julle, kom terug, maak reg. Julle weet wat ek vir julle gevra het, kom terug, kom terug. En ons sien hoe die geskiedenis loop, die slegte geskiedenis van mens wat sukkel. En as ons met die Nuwe Testament by Johannes begin, dan hoor ons onmiddellik weer.
Matteus, Markus en Lukas begin met Jesus en sy geboorte en al hierdie goed. Johannes begin op 'n ander plek. Hy vat hierdie boodskap van bekering en hy gaan haal hom daar 400 jaar later. Dan verskyn hier 'n man, Johannes die Doper, wat deur God uitgekies is om vir die wêreld te begin gereed maak en sê, die een wat ek beloof het, wat hierdie gemors gaan regmaak, hy gaan nou kom. En hy begin, Johannes se preek was, bekeer julle. Bekeer wat beteken, jy moet omdraai, moet teruggaan na God toe, want julle is nie daar waar God wil hê nie. Draai na God toe. En die Here Jesus, nadat hy in die woestyn was, sy eerste preke wanneer die Here Jesus kom preek, sy eerste woorde, bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle. Petrus sê, dis nie sy wil, God se wil, dat enige een verlore gaan nie, maar dat elke mens gered moet word. Dis die God van liefde wat hierdie dinge doen. In plaas om die wêreld te verwoes, stuur hy vir Jesus Christus en sê, julle moet draai. Bekering is nie net om spyt te wees, om te dink, kyk wat ek verkeerd gedoen, en dan hoor ek die preek, en dan hoor ek die Here praat met my, en ek voel 'n bietjie sleg daarvoor, en ek voel baie spyt daaroor. Ek dink, ja, kan ek die Here so teleurstel? En dan maak ek 'n klompie besluite wat verskriklik lank hou nie. En dan preek die Here oor die ouens wat nou nie gelowig is, dan sê hy maar dit valse mates en hulle is oneerlike transaksies wat hulle doen. En dan kom die Bybel en sê vir ons, wat is berou? Berou. In die kern daarin, dis om te rou. Dis om seer te hê. Bitter hartseer. As ek besef dat die Here Jesus gekom het as die teken van God se liefde, dat ek hom hoor het wat hy alles vir my gedoen het, dat ek tot bekering gekom en sê, Here, hier is ek het nodig dat U my red, ek gee my lewe vir die oor. En ek in die spieël kyk, in die woord, as die Here met my praat, en ek besef dat dinge verkeerd is, dan sê Here, ek is jammer, vergewe asseblief al my sondes. En dan hoor ek weer, op 'n keer as ek in die spieël kyk, verhoor Here se woord, dan voel ek sleg oor hierdie goed. En dan sê ek weer, ekskuus, en dan val die goed weer uit mekaar uit. En dan wil die woord van die Here vir ons sê, weet jy, bekering is iets wat nie net al eerste keer gebeur nie, dis 'n gedurige binne toe kyk, en 'n gedurige voor God gaan leegmaak. Dis 'n huil voor die Here. Kom ons kyk, wat skryf Paulus vir die gemeente hier in 2 Korintiërs 7. Hy sê, nou, hy verwys hier ernstig die verklaarde sê Paulus het waarskynlik 'n brief vir die gemeente geskryf, wat ons nou nie hier het nie. Wat hy vir hulle geskryf het, wat hulle hartseer gemaak het. Sê, dit klink asof hulle 'n brief geskryf het, en hulle sterk aangespreek het, oor sy teleurstelling, wat van hulle geword het, nadat hulle tot bekering gekom het. Nou skryf hy hier, hy sê, miskien was dit tog jammer toe ek sien dat daardie brief julle hartseer gemaak het. Dan was dit net vir 'n kort rukkie, maar nou is ek egter bly. Nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Hoor hierdie goed. Ek is dankbaar dat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Dan lig hy net oor hierdie goed en besef het, ja,
Ek is stikkend die binnekant, soos ek besef. Dis nie maar net sleg voel nie, dis nie maar net om te sê, Here, vergewe my al my sondes. Dan julle toe ons die gebed hier 2 keer al gedoen het, as die voorbeeld van hierdie iemand wat hierdie gebed geskryf het, as so God geduldig gesê, Here, vergewe my sondes, dan sê God soos wat? Ons bid so maklik, Here, vergewe my al my sondes, my swakhede en tekortkominge. Ek het met daai ding groot geword, daai sin. Vergewe asseblief my sondes, my swakhede en tekortkominge. En dan hoor jy hoe die ouens hierdie goed bid. Maar ek hoor nêrens ter, dis nie, wat is die swakhede en die tekortkominge? En as ons dit bid, dan weet ons nie as altyd nie, ons sê net, en as die Here so vra, wat bedoel jy, dan klik ek nou soms sê, ag Here, jy weet mos wat die pla, vergewe daai goed. Maar hierdie deel skryf Paulus, 'n hartseer, wat ek voor die Here het, as ek besef, ek het hom geleer gestel. Ek was ongehoorsaam. Ek het gedwaal. Kom ons kyk in die volgende nie. Hy sê, miskien was dit tog jammer toe ek sien dat hierdie brief julle hartseer gemaak het, al was dit vir 'n klein rukkie. Nou is ek egter bly, omdat ek julle hartseer gemaak het, maar omdat julle so hartseer dat julle tot inkeer gekom het. Hy sê, julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding bring. En daaroor was niemand nog ooit jammer. Hy sê, droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. So, dis wat hy sê, nie net om sleg te voel nie. En te sê, ag, dis die regte ding dat ek moet vra van vergifnis nie. God vra dat ek regtig in my lewe kyk. En dat ek besef, hoe sleg hierdie goed is, dat ek hartseer is voor die Here, oor hierdie goed. En dan lees ons nog 'n eentjie verder, in Lukas, toe Jesus veroordeel is en hy gekruisig gaan word, toe stap hierdie stoet met die Romeinse soldate en Jesus wat besig om sy kruis te dra. Jy kan op hierdie stoet sien, heel voor beweeg hulle. Hulle moet nou hierdie oordeel gaan uitvoer. Hulle moet hom nou gaan vasspijker daar. En dan die volgende groep is die triomfantelike fariseërs wat dankbaar is dat ons uiteindelik hierdie man wat gedurig vir ons geloop en kritiseer het en ons in onguns by die volk gebring het, dat ons hom gaan nou stil maak. Nou, dit was die kerk. Dit was die ouens wat geen hartseer gehad het nie. Hulle het geglo hulle is reg. Hulle wil niks van iemand hoor nie. En agter loop die klomp vroue. En hulle is hartseer en hulle huil. Sê Jesus het na hulle toegedraai. Terwyl huil stap, want ons heiland gaan nou gekruisig word. Dat sy vroue van Jerusalem, hulle moet nie oor my huil nie. Huil oor julle self en julle kinders. Wat hy sê. Jy sien, nie lang gelede nie, toe die Romeinse offisier gesê het, maar ek kry nie enige skuld in hierdie man nie. Toe sê hulle, laat hierdie oordeel dan oor ons en ons kinders kom. Baie arrogant. Ons en ons kinders. En die Here Jesus sê, julle moet nie oor my huil, julle moet oor julle kinders huil. Huil oor julle sonde en julle verlorenheid. Huil oor julle arrogansie. Hierdie ouens wat so maklik en so vol van hulle self, hulle besluit te neem, hulle is verskriklik tevrede met jouself. Huil oor jouself en oor jou kinders. Vra meer is net om nie sleg te voel. Wat as my saak nie reg is en ek kom op die laaste dag en my naam is nie in die boek van die lewe nie?
is dit te laat om te huil. Dan lees ons verder, kom ons weer terug by 2 Korintiërs 7. Dan sê hy, kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle erns. Sien toe hulle regtig besef het, en die skrikwekkende van hulle ongehoorsaamheid en die gevaar van hierdie goed en om voor die heilige God te staan en te besef en voor hom te kom neerval. Hy sê, toe julle dit besef het en voor die Here gaan huil het, hy sê, nou is by julle wat moet gebeur. Nou is daar by julle erns, meer nog, daar's verantwoording, verontwaardiging, ontzag, verlange, ywer, bestraffing van kwaad. Kyk wat dit die ervaring van droefheid gebring. As ek werklik besef, en huil voor die Here, as ek besef hoe om teleurstel wat ek aangevang het, so dan bring het dat hierdie regtige dinge in my gebeur. Daar sit nie maar net in my mond, vergewe my, Here, vir wat ook al verkeerd is. As ek gesien het, kyk hoe lief het hy my, hy steek sy hand vir my, hy gee sy seun vir my, en ek verloon hom. En ek besef wat ek gedoen het, soos Petrus, toe die haan 3 keer wil, die 3de keer hoor kraai, en my hartseer uitgebars het en besef het. So dis wat God wil hoor, wat hy wil sien. As ons kyk na hierdie laaste woorde, en ons gaan kyk na die verhaal van die verlore seun. So nou staan by julle erns. Alles was oppervlakkig. Sy verhouding met die Vader. Hou hierdie gelykenis wil iets kom vertel van die mens teenoor ons hemelse Vader. Hy bou nie regtig aan sy Vader onderwerp nie. En hy vat sy goed in sy loop, en hy loop. En as hy daar uiteindelik by die varke sit en sien hoe alles uit mekaar uitgeval het, dan skielik kom hier by hierdie ouwe erns, en hy gaan kyk na sy lewe, soos het regtig lyk. En hy kyk na homself en hy sê, kyk waar is dit? Ek sit by die varke, ek het niks, ek het alles verloor. Die mense voel so min vir my, hulle gee nie eens my pele van die varke om te eet nie. Ek moet die varke oppas, en verder voel hulle vir my niks. En hy neem verantwoordelikheid vir die eerste keer oor sy lewe, hy neem verantwoordelikheid. Hy sê, ek sal na my pa toe gaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen u gesondig, om te erken, ek het gesondig. Ek het gesondig. Hierdie verlange, sy dink, by my pa is daar genoeg. Selfs sy werkers het oorgenoeg. En hierdie verlange, daar waar hy oorgenoeg gehad het, daar waar hy deel was, waar hy versorg was, nou sit ek hier eensaam, verwerp, stikke, en hy verlang na daardie plek, terug by die Vader. En daar is ontzag, ontzag vir sy Vader. As ek sal hom toe gaan en vir hom sê, pa, ek verdien nie eens om pa se kind genoem te word nie. Ek verdien nie. Ek is eintlik 'n gemors. Ek verdien nie. Verdien nie om pa se kind genoem te word nie.
As dit daar is, dan sê ek sal opstaan. En ek sal my pa toe gaan, ek sal dit gaan sê. En ek staan op en ek doen dit. Die diepste hartseer, waar hy ernstig raak, verantwoording neem, met ontzag gaan, met 'n verlange, dat hy nou moet heel word. So dis die goed wat ons nodig het om met die Here 'n lewe te leef waar 'n sielsverandering en 'n nuwe uitkyk, 'n lewensverandering kom. Beteken voordat ek en jy nie na ons lewens gekyk het, eerlik en opreg, maar ons nie net met hierdie ding, dat ek al so baie gehoor het, dat iemand sê, wederstyklik het weer 'n slaggie by die kerk kom, of verstyklik het Sondag kom, dat ek weer kan gaan volmaak nie. Dit is nie waar hierdie goed gaan nie. Tyd om weer 'n slag te gaan, om te wat, om te gaan aflaai. Maar dit, eerlik en opreg, voor die heilige God gaan staan. Vir hom sê, maak my oog oop vir wie ek is. En voordat ek nie hierdie diep hartseer in my lewe het oor wie ek is nie. Hierdie bitterspuit om voor die Here gaan huil oor hierdie goed nie. Kom dan nie verander. Dan bly dit alles bolangs. Dan doen ons al die regte goed. Maar die kerk het nie krag nie. Die kerk trek nie. Want die kerk, ek en jy wys nie, die impak van die Here in 'n mens se lewe wat hy verander het nie. Godsdienst is gevaarlik. Godsdienst is gevaarlik. Kyk na die Fariseërs. Kyk na die geskiedenis van die kerk en die verwoesting wat dikwels in die naam van die kerk gebeur. Deur Jesus praat met mense oor hierdie oppervlakkigheid en hy sê vir hulle, ek moet vir julle sê, julle moet my mooi verstaan. Nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan. Net hulle wat die wil gedoen het van my Vader. Ons kan so maklik 'n valse gerusheid hê. Ons het nou so rukkie teruggekyk na die 10 meisies. 5 was reg en 5 was nie. Hulle het geglo alles is reg. Hulle was deel van die kerk. Hulle het gewag om saam met die bruidegom in te gaan in die hemel en sy heerlikheid, en toe hy kom, toe was hulle nie gereed nie. En hy vat hulle saam in sy heerlikheid en die deur word gesluit en sê, maak asseblief vir ons oop, want hy ken julle nie. Hulle was hier die kerk en ons het al so mooi gelyk. Maar dat was nie erns nie. 'n Valse gerusheid. As ons maar net in die boek Openbaring gaan lees, dan lees ons in Openbaring 3, die eerste gedeelte, kom ons kyk. Openbaring 3 skryf die Here in hierdie visioen vir Johannes, die brief van die gemeente in Sardes. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die name dat julle lewe en tog is julle dood. Daar's mense wat nooit goed oor ons sê, oor kalk en wil sout, en ons voel baie tevrede met onsself. Ons kom in al die gemeentes by die ring, dan kom ons vertel, dit gaan goed. Ten spyte daarvan dat die getalle minder word, ten spyte dat die kerk leeg word, ten spyte, maar dit gaan goed. Wat ons dan nog elke Sondag 'n predikant wat preek, ons elke Sondag kry ons kollektes, ons kan al ons rekenings betaal en die dinge gaan aan, jaar vir jaar gaan ons aan.
julle die naam julle lewe, tog is julle dood. Hy sê, word wakker en versterk wat julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te gaan, wat julle doen, vind ek nie goed genoeg vir die oë van my God nie. En dan skryf hy vir die volgende gemeente Laodicea. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan julle uit my mond uitspoel. Dis 'n valse gerusheid. Dis 'n valse gerusheid. Ons kyk wat sê hy. Hy sê, julle sê, ons is ryk, skatryk. Ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en plaanswaardig is nie, arm, blind. So julle spog. Julle spog met julle is, maar julle is kaal. Elkeen sê, wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. As jy die oorwinning behaal, as jy vasstaan, jy loop hierdie pad, jy wen, ga jy saam op die troon sit, soos ek oorwinning en die Vader my op sy troon laat sit. As hy elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Hierdie visioen van die 7 gemeentes is 'n boodskap, verskillende gemeentes met verskillende dinge, verskillende swakhede, tekortkominge en sondes. En dan sê hy, kom, kyk maar hierdie goed, want almal is kerk, almal is gemeentes. Maar hy gebruik hierdie voorbeeld om te sê, kyk na die tekortkominge, lees na hierdie goed, ondersoek julle self, speel julle self en kyk of dit nie deel is van jou. Sê, as jy kan hoor, dan moet jy luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Bekering is 'n groot woord. Bekering is nie net om 'n bietjie spyt te hê met die woord wat sê, Here vergewe my, en nou is ek tevrede, want ek gebruik nagmaal en ek aanvaar en sê, Jesus het vir my sonde gesterf en ek het hom gevra om te vergewe. Bekering is 'n lewensverandering. Bekering is om oor die leiding van die Gees te leef en te sê, leer my wat asseblief wat is verkeerd en help my om beter te word, om reg te word, leer my om 'n impak te hê, leer my om U te wys. Here, as daar dinge in my lewe verkeerd is, bring vir my diep hartseer. Nie bietjie sleg vir my. Dis 'n dringende boodskap met 'n groot eis. As jy nou Johannes 6 gaan lees, dan sal jy sien hier, Jesus praat hier met 'n klompie van mense daar. Hy praat dringend met hulle en hy praat oor homself en hy sê dat hy die bron van lewe is. Sê my liggaam, my bloed, julle moet eet en drink. Sê julle moet hierdie goed opneem. Ek is die weg, waarheid en die lewe. Ek maak die pad. Ek is die geheim. Dan praat hy met hulle, dan staan daar in vers 66, dat 'n klomp ouens het gesê, hieroor staan hy baie van sy disippels omgedraai. Nie meer saam met hom gegaan nie. So is net die 12 wat agtergebly. Baie ouens net by die punt gekom en sê, julle vra te veel. Dis te veel. As ons regtig kom by wat die Here wil hê, dan vra dit baie. Want dis wat die Here wil hê. Eerlik en opregtheid. Dat ek my lewe so brutaal oopmaak. Elke stukkie van my sê, my glo, my doen, onder 'n vergrootglas gaan sit. Dat ek hoor wat is God se wil, dat ek gedurig goed vra, wat wil God? Wat wil God? Sê, julle moet lief hê, almal. Julle moet genade hê vir almal. Julle moet vergifnis gee vir almal. Julle moet omgee
vir almal. Julle moet 'n positiewe verhouding lewe met almal. Julle moet 'n verbintenis hê met almal. Julle moet familie word met almal. Want wanneer ons almal mekaar liefhet, vir mekaar verantwoording dra, dan versorg ons mekaar. Dis wat sy wet van ons vra. Liefde vir God, liefde vir ons naaste. As ons vir mekaar net die beste wil, en so lewe dat ons mekaar die ruimte gee dat ons almal onder sy seën kan lewe. Dis die geheim van 'n nuwe wêreld van geluk en seën. Dat baie weggedra is te veel. Ons het nodig om verantwoording te aanvaar. As ons Daniël gaan lees gerus Daniël 9. Lees hom by die huis, hoor ons hoe Daniël, as hy sy skuld kon bely, sê net, Here vergewe my swakheid en sondes te kort kom nie. Hy sê, Here, ons het gesondig, ons het die wil oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig, ons het nie gehoorsaam geleef nie, ons het afvallig geraak, en so noem hy al hierdie goed. Hy sê, ons het ook nie vir die genade gebid en ons bekeer van ons sonde nie. Hy sê al hierdie goed, dan pleit hy, Here, wees ons genadig. En as Daniël dan namens die volk al hulle sondes voor die Here oopmaak, dan is daar 'n engel wat verskyn. En hy sê, daar sal verlosser aankom. En hy sal hulle wat stikkend voor hom is, genadig. En ons ken die een van wie die engel vertel het. En hy roep ons om onsself voor hom te verootmoedig. Om die binnekant te kyk met hartseer. Want kom sê, Here, ek is regtig so jammer. Ek is so teleurgestel in myself en hierdie dinge. Here, my hart huil as ek dink al die beloftes wat ek vir U gemaak het. Toe ek belydenis van geloof afgelê het. Here, ek sal U naam bely voor die mense, ek sal volhard in hierdie goed. Ek sal lewe. Toe ek getroud is en ek gesê, Here, ek beloof dat ek hierdie man en vrou sal lief hê, vir altyd onder alle omstandighede. Toe ek hier voor die kansel gestaan het en daai kindjie kom doop en sê, Here, ek beloof, ek sal hierdie seentjie of dogtertjie wat U vir my gegee het, ek sal hulle groot maak vir U. Ek is hartseer as ek dink daaroor. Waar te liefdeloosheid teenoor my huweliksmaat is. Hoe onverantwoordelik my verantwoordelikheid teenoor my kinders. En as hulle vra, hoe kom ek by die Here uit, as hulle gevra vir die dominee? Was lang altyd as jy gesê het, Here, ek beloof ek sal hierdie kind vir die groot maak, en was 'n tyd dat jy kon leer. As jy sê dat jy die Here se kind is, dan jy vir jou kind kan sê, hoe jy kind van die Here geword en leer. Was 'n tyd dat ons begin hoor waaroor hierdie goeders gaan. Ons sê, Here, so baie beloftes. Elke keer as ek nagmaal gebruik het, en voor ek kom en sê, Here, ek glo, en ek vertrou, as U liggaam. Dankie vir die skoonwassing en 'n nuwe kans. Wat ek met hierdie goed gemaak het. Ek is so hartseer, ek is so jammer daaroor. Sê, help my om slag ernstig te wees oor hierdie goed en vra nie vir ons hulle betaal, U vra berou, U vra dat ons sal rou. Huil voor U. En U besef, dat U verloon en teleurstel. Pleit, Here, help my om te breek met hierdie goed. Gee asseblief vir my hierdie heilige erns en hartseer. En die wil om aan U oor te gee.
Mag die Here vir ons vir die hand vat, vir ons bring by die eerlike opregte buig voor hom. Vir ons nie daarby gekom het nie, leef ons se lewe van skyn en oppervlakkigheid. En gaan soek die mense God op 'n ander plek. Want hulle sien hom nie in ons nie, want ons praat soos die wêreld. En ons is moedeloos soos die wêreld. En ons gee oor soos die wêreld. En ons doen soos die wêreld. Maar die Here ons help om 'n slag eerlik onsself vir hom te verootmoedig. Bid vir 'n goddelike hartseer. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U in die groot genade vir ons nooit alleen gelos het nie. Dat U in die geskiedenis deur met ons bemoeienis gemaak het. Dat die geslagte heen gedurig iemand gestuur het om te praat. Moses, Jesaja, Jeremia. Ag Here, so kan ons deur al die profete gaan en hulle wat U geroep het, om te praat, te roep, kom terug. So het U vir Johannes die Doper gestuur met dieselfde boodskap. So Here Jesus, het U gekom, praat U nou nog met ons vanoggend. En deur Paulus het U die boodskap so kom herbeklemtoon. Die erns. Mag ons so brutaal eerlik wees met onsself, dat ons daar in ons stilte voor U kom huil. Here, ek is so jammer. Red my. Help my. Verander my. Dankie dat ons dit mag vra. Dankie dat U in gedagte hou dat ons stof is. Dankie dat U ons so lief het, soos die afstand tussen die hemel en die aarde. En ons sondes wil weg wat so ver is die ooste van die weste. Maak ons so opreg dankbaar daarvoor, en dat ons hierdie liefde en genade met 2 hande sal aangryp. Besef, U roep ons vir heilige oomblikke van uitsuiwering, sodat daar nie tyd 'n verandering kan kom. Dit wat U bedoel het. Help ons dan om dit te glo. Om te word wat U wil hê ons moet wees. Gees van God. Neem van ons besit en los ons nie. Dis ons gebed in Jesus se naam.